Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons aan U mag behoort. Wat 'n voorreg dat ons mag getuig van U getrouheid en U grootheid. Dankie Vader Jahwe dat ons saam met die skepping, saam met die engele U naam mag groot maak, want U is waardig om al die lof en al die eer en al die heerlikheid te ontvang. Word dan verheerlik ook in ons samesyn ook vanmôre. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. U kan gerus sit. Hartlike goeiemôre geliefdes. Ek wil graag hartlike goeiemôre. Dis 'n verrassing dat ek hier by u is met die grieperigheid. Dis hoekom ek almal so op 'n afstand groet. So verskoon asseblief maar onder die diens. Maar ja, dis 'n voorreg dat ons so kan saamkom. Geliefdes, kom ons blaai saam vir ons teksgedeelte na Openbaring 5 toe. Openbaring 5. Ons gaan saam lees daar vanaf vers Openbaring 5 vanaf vers 1 af en ons skryf bo aan die boodskap konings en priesters vir ons God. Konings en priesters vir ons God. Nou, geliefdes, Openbaring 5 is seker die klimaks oomblik van Openbaring. Dis die hele Openbaring gaan oor die openbaring van Yeshua. En onthou altyd, Openbaring se fokus is nie ons nie. Openbaring se fokus is die oorwinning van Yeshua. En daarom, wanneer ons by Openbaring 5 kom, kry ons die toestand voor die koms van Yeshua, maar dan ook die koms van Yeshua, die gevolg daarvan, en dan ons blymoedige uitroep na die koms van Yeshua, die oorwinning van Yeshua. U gaan dit nou mooi geïllustreer sien. Nou kom ons lees daar saam van Openbaring 5 vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?" Ons het al in die verlede gesê, hierdie boek, net, dis nie die tema nie, maar hierdie boek is die testament, dit bepaal ons toekoms, dis die oordeel van die goddelose en die loon van die regverdige, die erfenis van die regverdige. Daarom is daar hierdie afwagting, wie gaan die goddelose oordeel, maar wie gaan vir die regverdige, hulle wat in Yeshua is, hulle loon gee, hulle erfenis gee. En nou lees ons daar vers 3, en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en sy lees wat daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon, in die 4 lewende wesens, in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë. Nou, net vir interessant, julle kan onthou, hierdie 7 seels gaan later oor 777, die oordeele wat sou kom, maar hoor dan wat kom hier uit, nadat die lam waardig is. Vers 7, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sy sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, nou net vir interessantheid, ek kan nie anders as om hier te sien, daai beeld van die versigtiging van die gelowiges in die gebede, in die afwagting vir die koms van die lam nie. Die verwagting van die Messia, dink daai afwagting, en saam met die koms van Yeshua word hierdie gebede uitgestort, die vervulling daarvan, maar dan sluit dit ons ook in na die koms van Yeshua, om te getuig, hy is die Messia, elkeen van ons wat bid in die naam van Yeshua. Dus hy pragtige volledigheid daarvan, maar hoor nou mooi, vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag
en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, daai wonderlike vervulling wat Jahwe gesê het aan Abraham, Abraham, ek maak jou 'n menigte van nasies, dit tree in vervulling. Vers 10, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, voor ons verder lees, dit kan u en my belydenis ook wees. U is waardig, want u het met u bloed ons gekoop. U het ons vrygemaak, u het oorwin. En dan vers 13, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek oorsê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Geliefdes, ons sien hier 'n prentjie van dit wat reeds in die hemelse hiernamaal plaasvind, waar alles buig en Jahwe aanbid, sien ons hier afspeel wat ook op aarde gaan gebeur met die koms van Yeshua, waar alles Jahwe sal aanbid, elke knie sal buig. Vers 14, die 4 lewende wesens het gesê, Amen. Die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Amen. En liefdes, wat 'n kosbare gedeelte, wat 'n kosbare getuienis. En die gedeelte wat ek graag vanmôre met ons wil hanteer is, hy het ons, want u sal nou sien, eerstens, daai moedeloosheid, daai hopeloosheid, daai wening voor Jahwe, wat is die verwagting? Niemand kan hierdie seels oopmaak nie, dan die koms van hom wat waardig is, en hy loflied omdat hy waardig is, maar waaroor ek vanmôre besonderlik wil fokus, wat maak hy ons? Want dis die uitsonderlike getuienis, wat maak hy met ons in hierdie oomblik, wanneer hy die seels oopbreek en aan die regverdiges in Yeshua sy hulle erfenis gee, hy maak hulle konings en priesters vir onse God en Vader. En dis waarby ons vanmôre op stil staan met die tema konings en priesters vir onse God. Nou is die vraag, voor ons verder gaan, is ons reeds konings en priesters, of is dit iets wat voorlê eers met die wederkoms? Dan is ons getuienis, hy het ons konings en priesters gemaak. Hoor hierdie mooi ondersteuning, Openbaring 1, blaai gou saam so intoe, Openbaring 1. In Yeshua, onthou, Openbaring se profesie gaan nie oor die gebeurlikhede, die fokus is nie jou en my koerantberigte nie, maar die oorwinning van Yeshua. Openbaring 1, lees ons daar vers 5. En van Yeshua, kom ons lees al vanaf vers 4 af, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, julle kan onthou, hy skryf, die hele openbaringsbrief is geskryf aan die 7 bestaande gemeentes in Asië, en hy skryf van hulle genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Yeshua Messia, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons, eerste punt, lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Presies, u is waardig, want u het ons met u eie bloed gewas en gekoop. Nou in vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dieselfde gebeur in Openbaring 20, wanneer hy ook dan sê, salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding, want oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hy het ons gemaak priesters, en dan sê hy so mooi, maar hulle sal as priesters van God en van Messia wees, en sal saam met hom as konings regeer. Dis daai priesterskap en daai koningskap, en nou 1 Petrus 2 vers 9, wat ons ook goed ken. 1 Petrus 2 vers 9, maar, ek dink baie meeste van ons kan dit amper uit ons koppe uit sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. En dis waarby ons vanmôre stil staan, en dan sê julle aan die einde daarvan, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy
wonderbare lig. Wanneer ons dan praat oor koning en priesterdom, dan sien ons dit geprofeteer in Eksodus 19. Eksodus 19 vers 5 en 6 sê Jahwe, ek het julle uitverkies, sodat julle vir my 'n heilige priesterdom kan wees, dat julle vir my 'n heilige geslag kan wees, mederegeerder met Jahwe. En daar's twee elemente wat besonderlik inkom in hierdie koningskap en die priesterskap. Maar voor ons daarby gaan kom, wil ek eers die vraag vra, wat beteken dit vir ons vir vandag? Wat beteken dit vandag vir ons? En wat beteken dit vir ons eendag na die wederkoms? Nou die eerste, vir ons om regtig dit te verstaan, moet ons eers na die teenoorgestelde kyk. As ek nou vanmôre vir iemand vra, wat is die teenoorgestelde van 'n koning? Dan sal ons sê 'n slaaf, dis die lekker maklike ene. Wat is die teenoorgestelde van 'n priester? So 'n bietjie 'n moeiliker een. Wat was die kenmerk van 'n priester? Hy kan ingaan in die heiligdom van Jahwe. Pragtig. Wat is die teenoorgestelde van dit? 'n vervloekte wat buite moet sterf. So, wanneer ons dan kyk na koningskap, dan sê ons 'n teenoorgestelde van koningskap is slaafskap, ons gaan nou meer daaroor sê. Die teenoorgestelderskap van priesterskap wat kan ingaan in die teenwoordigheid van Jahwe, is die vervloekte wat nie mag inkom tot Jahwe nie, wat buitekant moet sterf. En daarom, dis eers wanneer ons die geweldige mag kan verstaan van die skeiding met Jahwe, die vloek wat oor ons was, die sonde, wat ons die genade kan verstaan om nou priesters en konings te kan wees. Want as ons dan nou sê, ons was slawe, as ons 'n slaaf eenvoudig moet definieer, wat is 'n slaaf? 'n Slaaf, jy kon of deur geld, deur skuld verkoop geword het as slaaf, of jy kon deur oorlog geslaaf geword het. Nou, as ons 'n slaaf niemand is 'n slaaf van nature nie, en niemand kies om 'n slaaf te wees nie. 'n Slaaf is iemand wat of deur skuld of deur oorlog verslaan is, en in sy verslaandheid is hy 'n gevangene, want hy is nie daar vrywillig nie. Nou, die gedagte wat nou belangrik is as ons kyk na 'n slaafskap, dan kyk ons na 'n verslaane gevangene, in sy eenvoudigste vorm. Een wat diensbaar is aan iemand wat omdat hy verslaan is en 'n gevangene is. Teenoor dit staan koningskap. Koningskap gaan oor heerskappy, vryheid. Dit gaan oor daai teenoorgestelde daarvan. Wanneer ons kyk na priesterskap, dan sê ons, wat is die kenmerk van 'n priester? Hy is heilig aan Jahwe. Hy kan toetree tot Jahwe. Die teenoorgestelde daarvan is die vervloekte, die onheilige, die onreine, wat buitekant moet sterf, vuil onder die oordeel van Jahwe, onder die vloek van Jahwe, onder die verwerping van Jahwe. Nou kom die vraag, wat was ons? Was ons slawe? Voor Yeshua gekom het, was ons slawe? Ja. Absoluut. Was ons vervloek onder die oordeel, geskei van Jahwe? Amen. Dit was ons toestand gewees. En daarom moet ons besef dat, kon ons iets doen om toegang tot Jahwe te verkry? Nee. Om heilig te word? Nee. Kon ons iets gedoen het om nie meer diensbaar te wees aan die sonde, om nie meer gevangenes van die slawerheid, van die sonde te wees nie? Nee. Ons was dit, ek wil sê, in uitnemendheid. Ons was verslaane gevangenes, vyande, en as gevolg van ons verslaane gevangeneskap, was ons diensbaar aan die sonde, totaal onrein, afskuwelik, verwerplik, onheilig, vervloek, verdoem tot die oordeel en ewig geskei van Jahwe. Nou, ek weet baie keer wanneer ons dit hanteer, is dit amper abstrakt. Dit is vir ons moeilik om dit te besef, maar geliefdes, dis die getuienis van die woord. Dat daar was niks wat ons kon doen om Jahwe welbehaaglik te wees nie. Ons was verdoem, vervloek, onheilig, geskei van Jahwe tot in alle ewigheid. En daarom is daar daai wening in die hemele.
Daarom is daai hartseer, wie is waardig om hierdie boek oop te kan, wie kan hierdie seels oopmaak? En dan is dit juis Yeshua wat gekom het en by hierdie vuil, vervloekte vrou, hierdie hoervrou stilgestaan het, hierdie wat bruid was van Jahwe, maar wat gekies het teen Jahwe in rebellie en opstand en eie van, en hy kom en hy verander haar, en hy mag haar weer daai koninklike status en daai priesterskap om in te gaan in die heiligdom van Jahwe. Maar hoor mooi, wat sien ons in dit? Die krag van sonde. Hoor mooi. Wat is die krag van sonde? Die krag van sonde was om hulle wat Jahwe geskep het in liefde, 'n edele wingerdstok geplant het. Julle kan onthou Jesaja 5. Ek het Israel geplant as 'n edele wingerdstok. Maar wat het die sonde met daardie edele wingerdstok gedoen? Daardie edele wingerdstok so vernietig dat sy verwerplik was vir Jahwe. Onrein, om nie in die heiligheid van Jahwe in te gaan nie, geskei van Jahwe, vervloek, diensbaar as 'n gevangene van die sonde. Wanneer ek en jy, en hoor mooi, wanneer ek en jy ons koningskap en ons priesterskap prys gee, dan is dit werklik asof ons werklik die grootste en die kosbaarste geskenk wat ons ontvang het verruil vir dit wat vuil en boos is. En dis wat sonde is. En dis juis ons koningskap en ons priesterskap wat vir ons so kosbaar is, ons behoort aan Jahwe, wat ons anker, wat ons vasmaak aan Jahwe, ons erfgenaamskap, ons verhouding, want onthou wat vloei uit dit uit? Uit my priesterskap, ek kan met Jahwe praat, ek kan tot Jahwe nader. Dink net vir 'n oomblik, as ek en jy nie met Jahwe kon praat nie. Dink net vir 'n oomblik, as daar waar jy sit, as ons, BG, as jy tot Jahwe gebid het, en daar's geen verwagting in jou, dat Jahwe na jou stem gaan luister nie. Want jy is totaal geskei van hom. Hoe voel dit as jy weet, jy gaan geen genade van Jahwe kry nie, behalwe die harde oordeel van sy regverdige straf weens ons sonde. Maak nie saak hoeveel keer jy opkyk in afhanklikheid nie, maak nie saak hoe klein jy word nie, jy's ewig geskei van die genade, van die liefde, van die goedheid van Jahwe. Dis waar ons was sonder Yeshua, en dis die gevolg van sonde. Dis die resultaat wat sonde bring. En is juis wanneer ons dan uitreik na Jahwe, wanneer ons daai begeerte het om met Jahwe te wandel, wanneer ons op ons priesterskap staan om in te tree in ons heiligheid, in die regverdigheid van Yeshua, in die geregtigheid van Yeshua, in die weg wat vir ons geopen is, deur die voorhangsel wat geskeur is, sy vlees wat geopen is, wanneer ons daarin na Jahwe toe gaan, met my swakheid, met my nietigheid, met my kleinheid, dis wat my anker om my los te maak aan die slaafskap, aan mammon en die eie ek en my vlees en alles van hierdie wêreld. Dis daai voorreg dat ek na Jahwe toe kan gaan. Geliefdes, dit is ons anker. Dit is dit wat ons losmaak van oorgawe aan welis en selfsug en selfvernietiging. Dis wat ons losmaak van hierdie wêreld. Dis wat ons losmaak van hierdie wêreld wat so baie insluk in sy begeerlikhede van die vlees. Alles wat die koninkryk van die Satan ons wil bied, is 'n kroon van dorings. Jy word 'n regeerder van 'n woesterny, van 'n gebroke verhoudings, leë beloftes en die dood. Maar die Satan is daar om dit vir jou aan te bied, soos Yeshua daar in die woestyn, kniel voor my. Dit gaan vir jou vreugde bring. Vat hierdie kortpad, vat die lydingsweg weg. Ek sal vir jou die koningskap gee oor alles, maar jy hoef nie te sterf nie. 40 dae se nie eet en nie drink nie. Ek sal vir jou sê vir hierdie klippe om brode te word. Die versoeking is altyd daar. Maar wat is die gevolg daarvan? Die skeiding, die dood, die oordeel. Maar in Yeshua, in hom is die herstel. In hom is die terugbring. In hom word die weg tot Jahwe geopen. In hom is dit daai toegang tot Vader Jahwe. In hom is daai volmaakte. En hy maak ons konings, mederegeerders met Jahwe. Romeine 6 vers 18. Hy maak ons priesters met vrye toegang tot Jahwe. Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Hy maak ons daai priesterskap van Jahwe, 1 Petrus 2 vers 9. En al ervaar ons dit nou nog, hoor mooi, in gebrokendheid. Want ons ervaar dit nog nie ten volle nie. Want ons is nog gebroken. My vlees is nog gebroken.
het ons deel aan die wonderlikste gawe om Jahwe te mag ken. As daar een ding is wat die hele Ou Testament skreeu, Jahwe onder ons. Kan julle onthou wanneer hulle trek in die woestyn, wanneer is daai uitroep, die deeltyd Moses wat vir Jahwe sê, Vader, as U nie saam met ons trek nie, kan ons nie trek nie. Die hele uitroep, die hele versigtiging van Israel in die Ou Testament vir die gelowige Israel, was daai versigtiging Jahwe onder ons. Ons gaan na die tempel toe want Jahwe is daar. Ons soek Jahwe onder ons. Ons het die voorreg vandag om te mag sê, Jahwe in ons. By ons, tussen ons. Maar jy gaan dit nie in jou vlees voel nie. Jy gaan dit nie in jou vlees oog raak sien nie, want dis nie nou beskoor nie, maar in ons gees het ons daai vrede. Hoeveel vrede het ek en jy nie, wanneer ons in 'n moeilike omstandighede op ons knieë kan gaan voor Jahwe en sê, Jahwe, dankie dat U hoor nie. Dankie dat U vashou, dankie dat U beskerm, dankie dat U weet. Dit is daai genade. Baie belangrik, Yeshua het my vrygemaak, sodat ek as koning, en ek gaan nou meer daaroor sê, kan heers, en nader kom voor sy aangesig as 'n priester van Jahwe. Wat 'n voorreg. Daarom het hy my vrygemaak, maar met 'n doel. Nie sodat ek nou my vryheid en losbandigheid kan geniet nie. Hy het my vrygemaak met 'n doel, met 'n roeping, nie my eie wil nie, maar om in die oorwinning van Yeshua te wandel. Hoor mooi, my en jou roeping is om in die oorwinning van Yeshua te wandel. 'n Vraag wat ek graag wil vra. As ons nou na hierdie bose en chaos wêreld kyk, regeer Yeshua. As ons nou vanmôre na hierdie wêreld kyk en al sy chaos en sy duister en uitdagings, regeer Yeshua. Ons maak dit meer. Met al die chaos in Suid-Afrika, regeer hy in Suid-Afrika. Nou kan ons elke ou kan sy dorp invoeg, ons hier in Bloemfontein, regeer hy in Bloemfontein? Hy regeer oral. Al sien ons dit nie nou met ons vlees nie, is hy die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en buiten hom is daar niks nie. En dis ons vrede. Dis ons anker. En hoor nou mooi, Yeshua het reeds oorwin, Johannes 16 vers 33. Maar ons sien dit nog nie fisies nie, Hebreërs 2 vers 8. Elkeen wat in geloof oor die sonde heers, Romeine 6 vers 14, moet nader kom tot die troon van genade tot Jahwe, Hebreërs 4 vers 16, en daarin deel hê in die koninkryk van Jahwe, om die lewe van Yeshua in te midde van 'n bose wêreld uit te leef, 1 Johannes 5 vers 19. Dis ons werk. Om die onsienlike te sien en te leef. En ons het al baie gesê, wanneer gaan ons dit sien? Met die wederkoms. By die wederkoms eindig al hierdie boosheid, al hierdie chaos, al hierdie vernietiging, eindig in 'n oogwink, en die kinders van Jahwe word in volkome heerlikheid geopenbaar, Romeine 8 vers 18 tot 19. Ons sien dit egter nog nie nou nie, ons hou dit vas in geloof. Daarom is dit belangrik, dat die kinders van Jahwe, as konings sal volhard, al sien hulle dit nie. Kan julle onthou, hoe dikwels word daar van die konings verwag, om getrou te wees, al sien hulle dit nie. Dink aan Josafat, dink aan Hiskia, dink aan elke keer, en dan dink ons aan gevalle waar dit nie gebeur het nie, Saul. Wanneer hy die manskappe sien wegstap en die offer moet gebring word, dan doen hy die verkeerde ding. Maar wanneer hy Josafat 'n volk kan onderrig om Jahwe te vrees, dan sien hy hierdie oormag wat teen hom staan. En hy kan voor Jahwe buig en hy kan die sangers vooraan laat stap om te sê, stap julle voor en juig tot eer van Jahwe, want hy is onder ons al. Is daar 'n oormag? Jahwe is in beheer. Daai koningskap kan met krag volhard, al sien hy dit nie met sy vleesoog nie. Kan hy heers in die heerskappy van Yeshua. En kan hy soos 'n priester tot Jahwe nader in afhanklikheid. En daarom, geliefdes, ons sien dit in die voorgeslagte deur al die eeue. Daai koningskap en daai priesterskap om tot Jahwe te nader in afhanklikheid en om te volhard in geloof. En ons sien dit wanneer ons terugkyk na die vroeë gemeentes wat so wreed vervolg is, wat gespot en gehoor en gevloek is. En gesê, waar is julle Messia?
Hy het aan 'n vloekpaal gesterf, hy was 'n misdadiger, hy was niks gewees nie. Julle sê hy regeer, waar is hy? En daai gelowiges kon vas staan en sê, ons bely hom wat gesterf het en opgestaan het, ons bely hom wat regeer, al sien ons hom nie, ons verwag hom dat hy weer terugkom. Ons dink aan die geskiedenis aan die Waldense wat daar in die berge in die Alpe op die wreedste maniere gejag is ter wille van die woord van Jahwe en gesê het, ons bly volhard in ons afhanklikheid aan Vader. Ja, ons dink aan die Hugenote wat alles prys gegee het, aan die hervormers wat alles ontneem is, uit hulle vaderland moes gevlug het ter wille van die evangelie. Hulle sien Jahwe nie fisies nie, hulle voel Jahwe nie fisies nie, maar hulle het volhard in geloof en kyk wat is die vrug daarvan waar ons vandag sit, met daardie geloof nog steeds brandend in ons harte. Ons kyk ons eie voorvaders, die voortrekkers, wanneer hulle daar uit die Kaap uittrek en te midde van Bloukrans, te midde van Wenen en Moordspruit, ter wille van Italië, ter midde van al daardie terugslae. Wat was die anker van die trekkers? Hulle verhouding met Jahwe. Wat het hulle staande gehou in al daai tye? Die aanbidding, die toegang tot Jahwe, die volharding in geloof, dat hulle self so verenig het met Israel in die tog. Hulle tog daar deur die middelland van Suid-Afrika, kon hulle nie anders nie, het hulle absoluut vereenselwig met die trek van Israel. Bloedrivier, Majuba, ons sien dit reg deur. Die treffendste vir my, is ek een van die treffendste, is die vrouens in die konsentrasiekamp. Daai een vrou wat 8 kinders in 19 dae verloor het. 8 kinders in 19 dae. Dan is daar een ding wat jou kan staande hou, om tot Jahwe te nader, om te volhard. Nie opstandig te word nie. Maar Jahwe, U het gegee soos 'n Job, U het gegee en U het geneem. Geloofd sy die naam van Jahwe. Ek verstaan dit nie nou nie. Ek weet nie hoekom ek en my kinders hierdie prys moet betaal nie, maar ek weet Jahwe is in beheer en ek weet ek kan na hom toe gaan en ek weet hy vertroos en ek weet hy het 'n raadsplan wat niemand kan verander nie en sy wil sal geskied. 16 Desember, wanneer ons volk daar by die Voortrekker Monument staan, dan is daar 'n deel van die volk met volkome opregtheid sê, Jahwe, ons wil U dien met die inwyding van die Voortrekker Monument. Maar die hartseer deel is dat die grootste deel van die volk sal altyd afvallig word. Maar Jahwe hou 'n oorblyfsel vas, en so ook in ons eie tyd is daar 'n oorblyfsel van konings en priesters wat toenadering soek tot Jahwe, wat toetree tot die heiligdom van Jahwe en in volhardheid bly regeer te midde van hierdie wêreld. Ons is vrygemaak van die slawerny van sonde, ons hoef dit nie meer te dien nie. Al struikel ons nog, al stoei ons nog, het ons die vergifnis in Yeshua. En kan ek telkens wanneer ek struikel na Jahwe toe gaan sê, dankie, ek dien nie meer. My hart en ons harte vanmôre wil Jahwe dien. My wese wil Jahwe dien, al struikel ek nog in my vlees. En dan kan Paulus sê, dis nie ek wat die sonde doen nie, is my vlees, want ek wil Jahwe dien met alles wat in my is. Hoekom? Want hy trek my met sy koorde van goedertierendheid, sê Jeremia 31. Met sy liefde. Ek is gewas, ek is bevry, ek het saam met hom oorwin, al worstel ek nog teen my vlees, soos Romeine 7 sê, bly ek daai koning en priester in hom, en al is ek, en kan ek juis met vrymoedigheid na die troon van genade toe gaan. Hoor hoe mooi beskryf die vroeë gelowiges dit in die eerste 2 eeue na Yeshua. Die sonde is 'n tiran wat ons vryheid wil steel. Die mens is gebore as 'n koning oor die skepping, maar deur die sonde het hy 'n slaaf geword van sy eie drifte. Die sondige mens is nie vry nie. Hy dra kettinge van goud. Hy dink hy is koning, maar hy is 'n gevangene van sy eie welis. Dis wat die sonde doen vir die slawerny daaraan. Elkeen wat hom losmaak van Jahwe om die vlees en sy begeerlikhede te doen. Die sonde steel jou troon. In plaas van om te regeer oor jou gedagtes,
te regeer in jou tyd, met jou geld, met jou liggaam, met alles wat jy het, word jy 'n slaaf daarvan as jy jou oorgee aan die sonde. Daarom as konings en priesters, Tertullianus skryf dit mooi, hy sê, ons is nie net priesters nie. Hy leef van 160 na Yeshua tot 220 na Yeshua. Hy skryf dit maar, hy sê, ons is nie net priesters nie, maar ook konings. Want ons offer geestelike offers aan Jahwe en ons heers oor ons liggame en oor die wêreld deur selfbeheersing. Dis ons roeping as gelowiges van Jahwe. As konings en as priesters heers ons oor dit en ons stry daarteen en hoor mooi, selfs al struikel ek, heers ek oor dit want ek vra vergifnis voor Jahwe. Hoor mooi, verstaan dit baie mooi. Ook my vergifnis vra vir my swakheid is om te heers oor dit, want die oomblik wanneer ek dit begin goedkeur en regverdig, word ek 'n slaaf daarvan. Maar wanneer ek dit erken en bely, heers ek in Yeshua oor dit, selfs al struikel ek nog, onthou dit asseblief. Ek heers in hom. Dis ons krag. Want dit gaan nie net oor onsself nie. Dit gaan nie, ons heers in hom en die vergifnis is deel daarvan, onthou dit. Maar bly stry, moenie oorgee nie. Moenie gemaklik raak daarmee nie. Bly stry. Die sondige mens is nie vry nie, hy dra kettinge van goud. Het ons nou gehoor, Augustinus het ook daaroor gepraat, en dan wil ek graag Origenes lees, 185 na Yeshua, hy sê, elke gelowige is 'n priester, want hy offer sy lewe as 'n lewende offer aan Jahwe. Hy is 'n koning, want hy heers oor sy passie en oor die aanvalle van Satan. En dis ons werk, as konings en priesters, prakties vandag. Geliefdes, vir elkeen van ons priesterskap se implikasie is, en sonder daai priesterskap het ons dit nie, direkte toegang tot Jahwe. Priesterskap maak dat ek en jy direkte toegang tot Jahwe het. Priesterskap maak dat ek en jy voortdurend ons lewens as 'n offer aan Jahwe toewy. Priesterskap maak dat my lewe 'n wandel van gebed moet wees. En alles wat ons nou so ver gesê het, is dit wat ons lewens is. Die volgende punt, dit roep my om te wandel in goeie werke, om te bid vir ander, om die evangelie te verkondig tot eer van Jahwe. Dit is my werk nou. Hoe sal dit wees eendag na die wederkoms? Ons weet nie, wat ons wel weet, ons gaan volmaak in die teenwoordigheid van Jahwe wees. Ons koningskap beteken, ons heers nou oor die sonde in die vlees. En ek word geroep om te heers, en wanneer ek struikel, onthou staan ek in die vergifnis van Yeshua, om daaroor te bly heers. Geestelike gesag, vrugte dra, en in die oorwinning van Yeshua. Hoe sal dit wees, wanneer Yeshua teruggekeer het? Om letterlik, fisies, volkome, saam met hom te regeer. Deel, as ek dit nou in eenvoudige taal kan sê, deel van sy troon, deel aan Jahwe se heerlikheid. Prakties dis vir elkeen van ons. Die eerste stap, erken die diepte van ons struikeling. Erken die diepte van ons val. Dan verstaan ons die hoogte van ons verlossing. Want eers as ek besef waar ek was, geskei met Jahwe, 'n slaaf, 'n verdoemde slaaf, 'n gevange slaaf, verdoem tot 'n ewige oordeel, kan ek die genade besef om te mag klim, te mag naderkom voor die aangesig van die heilige God van hemel en aarde wat brand soos vuur. Hoe groot is die voorreg, die geliefdes, dat ek en jy, die God van hemel en aarde wat brand soos 'n verterende vuur, waar daar niks onrein mag wees nie, dat ons mag naderkom voor hom. Hoe groot is daai voorreg? Blaai gou daar na Hebreërs toe. Hebreërs 12. Verskoon. Hebreërs 12 vers 29, want onse God is
'n verterende vuur. Hebreërs 12 vers 29. Kom ek vra net gou dit, wat beteken dit vir jou en vir my sonder die toetrede van Yeshua? Totale vertering. Totale vertering. Maar nie net dit, dis nie, hy kom vat ons en hy bring ons in die heiligdom van Jahwe in as konings en as priesters. Wat is die hoogste vorm van regering wat ons nou ken op aarde? 'n Koning. Ek wil sê, 'n president of 'n eerste minister het nog 'n kabinet en manne wat sê en hy word gestem en alles. 'n Koning is autokraties. Hy sê en dit is so. Dis daai oorwinning wat ons ontvang in Jahwe. Wat is die hoogste vorm van heiligheid? Daai priesterskap. Om tot Jahwe te kan nader. En Jahwe kom vat ons, wat dit nie verdien nie, kom vat hy. En weet jy wat mooi is? Ons kan dit nou al leef. In geloof en in toenadering tot Jahwe. Onthou hierdie twee dinge. Om te volhard in geloof is om te heers. Hoor mooi, om te volhard in geloof, te midde van beproewinge, uitdagings, versoekinge, is om te heers. Geloof en volharding is heerskappy. En toenadering tot Jahwe is priesterskap. En daai twee dinge is die kenmerk van ons as gelowiges lewens as priesterskap en koningskap. Ons nader tot Jahwe. Julle kan onthou altyd in daai 5 punte wat ons altyd sê, daar's altyd 'n groot vyand. Stap 2, onderwerping aan Jahwe. Ek gaan na Jahwe, toetrede tot Jahwe toe. Hy gee die oorwinning. Ek kan volhard in geloof, hy is in beheer. Daar's altyd 'n buit om te neem. Amper het ek dit nou vergeet, dankie Jacques. Daar's 'n buit om te neem. En die 5de punt, offerdank aan Jahwe. Dis ons genade. Daarom as gelowiges, as konings en priesters, as ek dit nou simplisties moet stel vir ons vir vanmôre, onthou dit. Priesterskap, ek kan elke dag na Jahwe toe nader. As priester is dit wat ons doen, elke oggend, elke dag, elke handeling, elke loflied, elke gebed, elke afhanklikheid, toenadering tot Jahwe. En as koning volhard ek in geloof om in beproewing, in uitdagings wat daar ook mag wees. Nou daarby saam, leef heilig. Jy is 'n priester koning van Jahwe. Wees heilig. Sê nee vir die sonde. Jy's nie meer 'n slaaf nie. Hy het jou vrygemaak. Beheer jou tong. Beheer jou tyd. Beheer jou geld. Beheer jou lewens. Beheer jou alles in gehoorsaamheid aan hom. Laaste 2 punte. Leef jou priesterskap uit. Wandel met Jahwe. Dis die eienskap van 'n priester. Hy kan toetree tot Jahwe. Wandel met Jahwe, want jy is 'n tempel van God. Ek sal in julle woon en ek sal onder julle wandel en ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dis ons belydenis. Daarom het ons die voorreg om met Jahwe te wandel. Daarom het ek die voorreg as ek hier uitgaan om met Jahwe te praat. Môreoggend eerste ding om met Jahwe te wandel. Vanaand as ek gaan slaap met Jahwe te wandel. Vanaand as ek wakker word met Jahwe te oordink. Want ek wandel met hom. Dis priesterskap. Belangrik, bid vir ander. Bid vir ander. 'n Priester se werk is om in te tree vir ander. 1 Timoteus 2 vers 1 sê hy so mooi, ek vermaan jou dan eerstens om met smekinge en gebede in te tree vir alle mense. Ons werk is om vir mekaar te bid as priesters. Volgende punt, ag vergifnis 'n voorreg. Verlustig jou in die vergifnis van Jahwe. Moenie wegskram nie. Bely jou swakheid en verlustig jou, maar dan ook in jou vergifnis aan ander. Soveel as wat ons verlustig in die vergifnis wat Jahwe ons vergewe, verlustig jou om ander te vergewe. Wees gou om ander te vergewe, want dit is 'n goddelike handeling. Hoor mooi, vergifnis gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die karakter van Jahwe wat ons uitleef. Dis om te heers, om nie my vlees toe te laat nie, maar om die werke van Jahwe te doen. Wat is die uitnemende, wat word juis besing in Openbaring 5, kan julle onthou? U is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek, want u het ons met u bloed gekoop.
U het ons vergewe en daarom geliefdes kan ons nie anders as om na mekaar te kyk. En ons kyk van binne ons volksverband, binne ons as kinders van Jahwe, ons werk is om mekaar te vergewe. Ek moet gou wees, ek moet haastig wees, ek moet nie kan wag nie. Want dis die karakter van Jahwe. Die volgende punt, om ons lewens as 'n offer aan Jahwe te bring. My lewe is nie my eie nie. My lewe is 'n offer aan Jahwe. Hebreërs 13 vers 15. Ons laaste punt vir vanmôre, koningskap. Koningskap beteken, weet wat is interessant van koningskap? Diensbaarheid en liefde. Jy heers, leierskap is diensbaarheid en liefde. Wat kom doen Yeshua met die disippels se voete? Hy kom was hulle. Hy kom lê sy lewe as koning, kom lê hy sy lewe vrywilliglik neer vir sy kudde. Dis die krag van koningskap, want koningskap kan sê ek kan dien in liefde. Laat ons dan mekaar in liefde dien. Wie onder julle die grootste wil wees? Wat moet hy wees? Hy moet die geringste word. Hy moet die dienaar van sy broers word, maar Matteus 20 vers 26. Heerskappy. Hoor mooi, moenie oor ander heers nie, heers oor jou vlees, heers oor jouself. Heers oor jouself. Ons probleem is, ons wil nie oor onsself heers nie, ons wil al die ander heers. En my eie lewe is roekeloos, en my vlees sleep my rond net waar hy my wil hê. Ek heers oor alles, en ek het kommentaar oor almal te lewer, maar nie oor my eie vlees beheer my. As konings in Yeshua, heers ek oor myself, en ek dien ander. Daarom sê hy so mooi, elke gedagte gevange neem in gehoorsaamheid tot Jahwe. 2 Korintiërs 10 vers 5. En dan geliefdes, getuig van ons oorwinning in Yeshua deur ons lofliedere. Ook as ek alleen is, om te getuig van die oorwinning in Yeshua. Ek loof hom, ek dank hom, ek eer hom, dat hy my vrygemaak het, dat ek oorwin het in hom. En dan ons laaste deel daarvan. Onthou wat ons gesê het, koningskap gaan oor volharding in geloof. Daarom die laaste punt. Daai heerskappy om te volhard tot die einde toe. Geliefdes, mag dit wees dat ons werklik, en hierdie is, as ek dit vinnig vir ons kan opsom, dit moet ons elke dag se lewens wees. Wandel met Jahwe. Bid vir mekaar. Vergewe mekaar. Laat jou lewe 'n offer wees wat Jahwe welgevallig is, om vrug te dra tot sy eer. As koning, wees diensbaar aan mekaar. Heers oor jou vlees en jou drifte en jou eie wil en jou selfsug. Getuig van die oorwinning van Jahwe reeds behaal. Loof hom, dank hom daarvoor en volhard tot die einde toe. Ons te verwagting dat eendag sal dit wat ons nou in geloof leef, fisies sigbaar wees. Maar tot dan volhard ons met die oog op sy koms. Kom ons staan dan bid ons saam. Vader Jahwe, so dankie vir die voorreg dat ons mag wees konings en priesters. So dankie dat ons in Yeshua lewend gemaak kon wees, dat ons die wonderlike voorreg het om deur U gekoester te wees. Vader Jahwe, wil U ons regtig help om as priesters met U te wandel en as konings te volhard totdat Yeshua kom. Dankie dat ons dit mag vra vir elkeen van ons in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en
aan ons sy vrede gee. Amen.